Nou ja, gister het ons gehoor van 'n baie belangrike back and closure uitspraak wat gebeur het in die Hooggeregshof en ons staan nou hier by François Rousseau van Saai. François, die uitspraak het bepaal nou dat boere kan self hulle beeste nou gaan ent. Maar natuurlik is dit seker nie nou net so maklik van, jy weet, ek gryp nou hier so enstof en ek gaan spuit my eie beeste nie. Hoe werk dit en wat het geword nou van seksie 10 wat John Steenhuisen hulle nou ingebring het? Ja, Koot, ek dink dis 'n baie belangrike vraag en dis belangrik dat ons klaring gee aan. So, ons was hof toe om te vra, binne in die huidige bestaande wet van 1986, wat was daar in daai wet wat boere gekeer het om self hulle diere te ent? En die hof het bevind dat daar's geen beletsel op 'n boer dat hy sy diere self kan ent en daai entstof bekom, menend hy gaan koop dit by 'n geregistreerde verskaffer en geverifieerde verspreider nie. En die enigste beletsel in hierdie opsig was die minister in sy departement self en daai hekkie is nou uit die weg geruim. Natuurlik, die minister het seksie 10 gebruik as die hof noem dit 'n delaying tactic. Die minister het seksie 10 geskep as 'n manier om boere te keer dat hulle nie self hulle diere kan ent of self entstof kan bekom nie, want die hele strategie was nog die hele tyd sentraliseer die hele waardeketting binne in die staat en die staat sal vir jou voorsien wanneer hulle by jou uitkom. En die hof het ook gesê in sy uitspraak wat hy geskryf het die regter gesê, hoorie maar seksie 10 is geen verweer vir die feit dat 'n boer nie self entstof kan koop en sy diere te ent nie. So, seksie 10 bestaan nog steeds, maar seksie 10 is vrywillig. So as jy deur daai lys van 9 vereistes van 'n GLN nommer en volle naspeurbaarheid en al die ander jy weet, jy moet aansoek doen vir 'n sertifikaat en jy moet goedgekeur word. As jy deur dit wil gaan, kan jy dit nog steeds doen. Of jy kan berus op die hofbevel. En die hofbevel val onder die wet. So die regter het gesê, vir hierdie mense wat nie voldoen of kan deelneem aan seksie 10 nie, want dis 'n hele lys vol vereistes. Julle val dan onder die wet. En dis waaroor daai hofbevel gaan. En daai hofbevel sê 3 goed. Hy sê 'n boer kan entstof bekom en hy kan dit toedien en die enigste vereiste, want almal se bekommernis is die hele tyd rapportering. En rapportering is goeie beheer, dis goeie bestuur. Ons kort naspeurbaarheid. So 5 dae voordat jy ent, moet jy die staatsveearts of die veearts in jou die staatsveearts in jou area of die direkteur van staatsveearts en hy moet jy in kennis stel. Jy moenie toestemming vra nie. Jy sê net vir hulle, hoorie, ek gaan oor 5 dae ent. Dan kan jy jou entstof bekom en dis ook nie 'n voorvereistes om jou entstof te koop nie, wanneer dit nou gaan beskikbaar raak. Dan ent jy. As jy klaar geënt het, dan 14 dae na die tyd, dan moet jy 'n eetsverklaring instuur, net wie dit was, wat se dier jy geënt het, hoe jy koue ketting gehou het, stel jy hulle net weer in kennis. Jy vra nie toestemming nie. En dit is al wat die hofbevel daar stel. Die derde ding was dan dit belet die minister om weer in te meng in die privaat mark, soos wat hy gedoen het in die begin van die jaar. En dis 'n belangrike punt daai, want ons het vir die laaste 6 tot 8 maande was ons binne in hierdie beheptheid met sentralisering en soos enige kommunistiese staat waar dit gedoen word, is daar geen private geld en niemand is bereid om te belê in 'n stelsel wat totaal beheer word deur die staat nie, want jy weet nie of jy gaan betaal word nie, jy weet nie of die entstof op die regte plekke uitkom nie. So private instansies het glad nie belê in hierdie hele stelsel nie. Maar nou kan ons weer daai masjien aan die werk sit. Ons kan nou weer laat privaat instellings belê in entstof om vervaardig te word om in die land in te kom. En dis dan hoekom ons wil hê die minister moenie weer met daai permitte inmeng nie. En dit help dan om seker te maak dat boere dan direk 'n Dunewax of 'n Design Biologics of wie ook al dan besluit om entstof te bekom, hulle direk te nader. So kan 'n boer dan nou direk by daai Design Biologics en Dunewax en daai plekke, kan hulle dan self daai entstowwe daar gaan koop en dit dan gaan toedien of moet hulle dit by OBP gaan koop? Op die oomblik is daar nie entstof nie. Daar is nêrens entstof beskikbaar nie. Ons weet daar is 2 miljoen entstofdosisse op pad wat die staat reeds gesê het, hoorie, dis onsin, julle raak nie daaraan nie. In 'n ideale wêreld en as John Steenhuisen nou sy ego in sy sak sal druk, sal hy vir OBP instruksie gee om daai winkel oop te maak dat boere bestellings en hulle veeartse bestellings daar kan maak en daai entstowwe word na hulle toe gestuur, want dit is al einde Mei. Ons is nog nie naby aan ons teikens nie, want weer eens, ons sit met hierdie ophoud binne in die sentralisering van die waardeketting. So, in die ideale wêreld sal OBP se deure nou oopgaan, maar
Dis hoekom ons moedig nou enige privaat instelling met die nodige SAPRA goedkeuring en enstofvervaardigers aan om aansoek te doen vir dit, sodat ons hierdie massas enstowwe kan inkry en ons die land kan end en weer end en dit dan vir die volgende dekade kan volhou. So verstaan ek nou reg dat met hierdie uitspraak is daar nou ewe skielik 'n geleentheid wat nou ook kan voordoen vir kom ons noem dit entiteite, besighede wat nou hierdie enstof na Suid-Afrika toe kan bring of kan vervaardig. Ja, vir die wat dit binne in die bestaande regulatoriese raamwerk doen. Die mense wat soos 'n design wat wou, wat al die nodige logistieke waardeketting in plek het, wat die koue ketting kon behou, wat geregistreerde enstowwe, wat SAPRA aansoek voorgedoen het, al daai vereistes aan voldoen. Ek bedoel, daar is tog vele ander van hulle ook. En ons wil hulle nou aanmoedig, ons van die boere se kant af, het nou die ongeruimthede wat enting en die bekomming van enstof, het ons uit die weg geruim. Dis nou hulle tyd om te kom en te sê, hoorie, maar ons sal hierdie waar nou verder stoot, ons sal nou die enstof in die land kry, want ons sou nooit loke standie gehad het as boere voor die hof om namens hulle te praat. As ek mag vra, net om vir ons kykers te verduidelik, net weer, artikel 10, wat is die verskil tussen die artikel 10 wat jy ook sê vrywillig was, maar dit was 'n ding wat jy moet gaan aansoek doen het, deur 'n proses gegaan het, aan vereistes moes voldoen het, en dan kon jy kon dit nie self end nie, dit moes ook deur die staat gedoen word. Verduidelik dit gou vir my die verskil? Ja, so dit was aanvanklik, soos wat ek gesê het, ons het probeer uitkom waar ons gedoen het met brucellose, ook 'n staatsbeheerde siekte, wat dan om dit te beklei, het ons dit onder 'n seksie 10 skema van die wet gedoen, wat dan boere toelaat om te kan self end en op 'n manier enstof in die hande te kry. En om dit te kan doen, moes jy aansoek doen, jy moet 'n sertifikaat kry, jy moet 'n GLN-nommer hê, jy moet oorplaatjies hê, jy moet 'n geregistreerde veearts of soortgelyke veeartsenykundige assistent hê, wat by geregistreer is, 'n klomp lys sulke goed. Ja. Dit was veronderstel om vir die hele land te geld, alhoewel daar net sekere boerderye is wat daaraan sou voldoen, soos Stoete en die melkbedryf ensovoorts. Maar dit was nie volhoubaar nie. Hierdie hofbevel wat ons nou het, is volhoubaar. Dis vir almal. Almal kan deelneem. Elke kommersiële boer, elke kommunale boer, want jy het nie hierdie hele lys vereistes nie. As jy wil, kan jy nog steeds aan die seksie 10 deelneem. Hy is daar, hy is gepubliseer, maar die seksie 10 is nie sterker as die wet nie. En dis vrywillig. En die regter het dit baie duidelik gesê. Jou beleid in jou seksie 10 is nie belangriker as die wet nie. En dis hoekom hy hierdie hofbevel uitgereik het, want hy het ook gesê, die seksie 10 is nie voldoende nie. François, hoe lyk die huidige stand van sake in Suid-Afrika, weet in terme van die back and close hier, hoe ver is ons met die kudde? Nee, ons is baie bekommerd. Daar's onderrapportering van uitbrake, daar's diere, veral in KwaZulu-Natal waar dit die ergste is, wat alweer aangesteek word, diere wat geënt is en toe weer aangesteek is, want die uitrol van die entingsplan is baie swak beplan, is baie swak voltooi, en ons sien die uitbraak net al hoe meer en meer groei. Natuurlik, al wat ons sien in die media is, hier's nog entstof en hier's nog entstof, maar wat ons nie sien nie, is die syfers. Die syfers wys nie dat die regte plekke geënt word en dat dit voldoende geënt word nie. So, die prentjie lyk nie goed nie. En dis hoekom die maklikste manier om hierdie hele kwessie te stop, is om 'n naald met entstof in elke boer se hand te kry, en dat hulle help. 'n Baie belangrike ding van hierdie hofsaak, van hierdie hofuitspraak. Dis omtrent in elke paragraaf daarvan is, hierdie hofuitspraak ontneem niks van die staat om sy werk te doen nie. Hierdie is totaal aanvullend. Dit keer die staat nie om te doen wat hy reeds moet doen nie. Want ons nou pas op dat die minister en die talle organisasies wat hom ondersteun nou sê, hoorie man, nou weet ons nie wat om te doen nie. Ons is nou de mekaar. Hierdie keer hulle nie. Gaan aan met die werk wat julle veronderstel was om vir die afgelope 18 maande te doen en nie kon doen nie. Die feit is net, nou is daar 'n privaat alternatief vir elke boer met 'n kudde. Hoe hanteer veilingshuise nou nog steeds hierdie back and close situasie? Het hulle alweer begin oopmaak, en wat het nou al gebeur net vir ons kykers wat nou nie in die boerderybedryf is nie? Ja, daar is die wat dit doen. Ons sien maar meestal daar is digitale veilings. Ek weet maatskappye so Swiftwee en die klomp is besig met baie innoverende alternatiewe, veilige alternatiewe. Daai gebiede waar daar volle naspeurbaarheid is daar hier en daar, maar dit knou nog steeds die bedryf, en jy kan dit ook in die vleispryse sien.
as hy daar vir ons kykers en die van julle wat belangstel oor dit wat gebeur in die boerderybedryf met die back and closure, daar het julle dit nou gehoor uit François Rousseau se eie mond. 'n Laaste woord aan ons kykers, hoe kan 'n mense maak om hierdie saak, ek dink die belangrikste is dat die regte inligting uitkom, wat anderster kan hulle maak? Ja, ek dink dit is baie belangrik en hierdie was 'n reuse klip wat ons uit die pad uitgerol het vir boere, maar die feit is, ons het met swak administrasie en swak bestuur gesit vir die afgelope 8 maande. Dit het nou neeweffekte. Daar is nie nou enstof beskikbaar nie. Ons het 'n minister wat aspris astrant is, wat eintlik oormôre vir boere kan toegang gee tot daai enstof wat besig is om stof op te gaar binne in OBP, maar hy gaan dit nie doen nie, want hy wil 'n punt bewys en hy's obsessief oor sentralisering. So hierdie goed gaan tyd vat. Gelukkig weet ons, daar is organisasies, daar's maatskappye daar buite wat besig is met planne. Dit gaan net 'n bietjie tyd vat. Ja, daar sê ons boere gaan ongelukkig op hierdie stadium deur 'n ongelooflike en mens kan amper al sê 'n perfekte storm. Ja. Dit is back and closure, diesel, dit is kunsmis, dit is vloede en dit is nog dan praat ons nog nie eers van die staat wat op hulle afkom nie. Van ons baie duisend dankies en alles wat mooi is. Dankie Koet.